Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met die musikant AJ De Vos. Ja, ons praat 'n bietjie oor sy nuwe liedjie, Hou Vas, en ons leer 'n bietjie van nader ken. Goeiemôre AJ. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer. Gaan dit goed? Lekker man, heerlik om jou hier te hê. Hoor jy waarvoor staan AJ? Jong, as ek dit so hard moet sê, Andreas Johannes. Andreas Johannes. Ja. Dis mooi. Ek hou van dit. So ja, dit hulle die afkorting gemaak eintlik al op skool. Dit hulle al vir my die afkorting. So jy's al van skool af skryf hulle vir jou AJ. AJ, ja. Nou maar dis lekker. Hoor jy AJ, ek het so op nou jou sosiale media gekyk tot ek die afleiding gemaak dat jy 'n Blou Bil man is. Ja, jy sien ek het ook natuurlik nou my WP MP aan vanmôre. Sorry my man. Ek's jammer, ek het niks. Ek kan nie niks sê nie want my span het nie gespeel nie, so dis kom jy so groot glimlag op my gesig sien. Kyk Pierre, al wat ek vir jou gaan sê is baie geluk. Ja. Julle het dit verdien. Dis edel van jou. Weet jy hoe min Blou Bulle doen dit? Ek dink julle het dit verdien. Oh. Maar sien julle met die volgende een? Hoor jy Dis hy. oor daai tackle, Polly se tackle. Toe daai ou vir Pollard tackle. Dit was hard. Ek het gegaan. Die meeste ouens het so gegaan. Dit was nogal. Dit was nogal rof. Maar goed, genoeg rugby. Kom ons praat 'n bietjie oor jou. Jy is 'n musikant, maar in Suid-Afrika is dit baie moeilik om net dit te doen om eers in die lewe te kom. So mense doen maar 'n jobie aan die ander kant. Jy is in die konstruksiebedryf, is jy veiligheid en health and safety is jou ding. Dis hy, ja. Het jy enige health and safety issues gesien toe jy instap hier by ons vanmôre? Nie regtig nie, maar julle lyk nogal goed. Julle lyk nogal goed. Ja. So ons raak gaan mekaar nie. Ons gaan nie. Hoorie, maar vertel ons hoe lank is jy al besig in die musiekindustrie? Pierre, in die musiekindustrie is ek nou seker so 6 jaar wat ek in die musiekbedryf is. En waar daai begin? Waar dit begin, die lus en die dryf daarvoor? Jong, dis eintlik baie snaaks. Ons het COVID het net ingetree. En toe het hulle so 'n kompetisietjie gehad daarso by 'n local pub. En toe het my vrou vir my gesê, luister, jy gaan 'n bietjie sing, want ek sing gewoonlik maar so vir die vriende en die familie en goed so 'n bietjie om die braai. En toe sit nou die eerste keer wat ek nog op 'n verhoog klim. En van daar af toe het dit net gevat, toe het ek die kompetisie deelgeneem en toe het ons net besluit die verhoog werk. Dit werk en jy het dit geniet na die kompetisie. 6 jaar later en hier sit ons, kuier ons. As jy so terugkyk na die laaste 6 jaar, wat is van daai lesse wat jy geleer het in die industrie? Sjoe, Jennifer, daar was baie, maar ek dink een van die grootste lesse wat ek geleer het is om nie op te gee nie, is om aan te hou. Want jy kom op daai punt, sommer vinnig in jou loopbaan wat jy al voel, luister, jy wil nou tou ingooi, dis genoeg. Ja. En ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het is om aan te hou en jou krag op jou knie te kry. Ek dink daai is my die belangrikste. As jy nou 'n nuwe liedjie skryf of vrystel, is jou vrou steeds iemand vir wie jy dit eerste sal speel, maar opinie te hoor? Ja, definitief. Kyk, ek dink sy is die heel eerste een wat ook die woorde mooi deurgaan voor ons om daar so studio toe vat en al die dinge. Wow. En ook haar inset gee op die liedjie. En vir my sê, luister, ek dink nie dit gaan beter werk om daai enetjie te vervang met hierdie woordjie of kom ons kyk bietjie so. So sy help my baie. Sy help my ongelooflik baie met die skryf van ons liedjies. En ja, ek dan natuurlik my broer wat ook daarso op die gitaar so 'n bietjie vir ons die melodie so inwerk so voor ons die liedjie vrystel en al daai dinge. So ja. Jy sien dis mense is nooit 'n eiland nie, veral as jy kunstenaar is, jy is altyd deel van 'n gemeenskap. Hoor hierso praat 'n bietjie hou vas, die liedjie hou vas. Jy het nou verwys na moet nooit tou opgooi nie, moet nie opgee nie. Is dit hou vas die liedjie se boodskap? Pierre, ja, ek gaan definitief sê hou vas is die boodskap wat ek graag wil oordra is om nie op te gee nie, is om jou krag op jou knie te vind en jou oë en jou hart gerig te hou na ons hemelse Vader. Ek dink in vandag se tyd is daar so baie mense wat voel die grond skuif onder hulle voete en hulle is op daai plek wat hulle nie weet of hulle links of regs moet trek nie. En ek hoop hou vas bring daai boodskap deur van hou vas. Want dit gaan beter raak en dit gaan die lig weer skyn vorentoe. As ek dit so kan sê. En al is dit nie beter nou nie, is daar altyd hoop, want ons moet ons hoop in die Here. So dit is eintlik, jy weet, vir my so mooi daai ook. Jou skryfproses, hoe werk dit? Waar kry jy inspirasie? Moet jy jouself dwing om te gaan sit en skryf? Verstaan, stap jy so eendag en dan hoor jy 'n melodie in jou kop? Ja, kyk, soos nou byvoorbeeld met Hou Vas. Hou Vas is baie AJ De Vos. Waar my ander liedjies het soos Proe dit en Hartroep Hart en daai dinge het ons fisies gaan sit en skryf en ons moes gaan dink en dit was 'n groter proses geweest. Maar met Hou Vas, kyk dit het my rukkie gevat, maar
dit's baie van my emosies en my lewe en hoe ek my krag gevind het op my knie en die situasies wat ek deur was. So hou vas is baie dit spreek baie AJ de Vos uit, as ek dit so kan stel. Is dit vir jou moeiliker om so 'n liedjie wat so baie van jou emosies in het, vry te stel wetende dat mense luister enige liedjie en hulle oordeel eintlik net maar hou daarvan van is dit moeiliker of makliker om dan 'n liedjie wat so na in jou hart is vry te stel? Kyk, my opinie dink ek is dit makliker van my kant af want dis ek. Hou vas is AJ de Vos. Dit vertel so 'n bietjie van my storie en ek glo baie mense gaan aanklank vind aan dit daar buite want hulle gaan ook in daai situasie sit. So ja, ons is baie bly oor Hou vas en ons glo hy gaan die boodskap oordra wat hy moet oordra. Hoe lank is hy nou al uitgereik? Wanneer het jy hom uitgereik? Die 13de Maart, so hy's nou wat 3 Dis nou nog nie eens 'n week nie, ja. Dis net laas week, Vrydag, Donderdag gebeur. So, dis nogal 'n nuwe enetjie. Ja, is 'n nuwe enetjie. Ons is klaar besig met nog 'n nuwe enetjie, maar Oh. Ja. Nou AJ, vir ons by die nuwe ene kom en ons het nou gepraat oor hierdie ene. Ek wil gou terug gaan na Hartroep Hart toe, want jy het as beste nuwe enkelsnit by die Afri-Indie toekennings gewen. Dis korrek. Wat beteken daai erkenning vir jou? O, vreeslik baie. Kyk, hy hang mooi daar in my sitkamer. En ja, ek was eintlik geskok daai dag want ons het daar gesit en hulle was besig met die toekennings en die goedjies al voor en die volgende ook toe speel Hartroep Hart. My vrou stamp my sy sê vir my, hey, dis Hartroep Hart vir haar speel, jy moet gaan. Ek is wat? So dit vat my eers so 'n paar sekondes om te registreer. Maar ja, ag nee, ons is baie trots op Hartroep Hart ook. Hy doen ook baie goed en hy word baie goed ontvang. En ek het al 'n paar mooi comments gesien van die mense wat sê hulle hou van die liedjie. Lekker. So, ja. Dit wat mens altyd goed vir om te weet, daar jy weet mense hou van die terugvoer, hulle geniet die musiek, verstaan wat alhoewel mens musiek maak deel van wat op jou hart is en jy's 'n kunstenaar, weet maak jy ook natuurlik vir mense om dit te wil luister. Om dit te wil luister, ja. So nee, ons is baie trots op Hartroep Hart en ons is baie trots op Hou vas. Ek glo Hou vas gaan ook 'n plek in die mense se hart vind. En nou vir dit wat voorlê, jy het gesê jy's klaar besig, so vertel ons 'n bietjie daarmee. Ja, ons is nog so besig met die skryfproses, so hy's nog nie heeltemal klaar nie, maar ons is besig met hom. So daar kom nuwe musiek. Daar kom nuwe musiek binnekort. Ek kan al vir julle so half en half die titel gee. Ja. Voor die stilte breek. Okay. So sy titel gaan wees Voor die stilte breek, maar dis ook 'n lekker gitaar, lekker dromme set, 'n lekker een wat 'n oordra. Nou, hoor hierso, watse kunstenaars het se styl het jou aanvanklik beïnvloed? Toe jy nou in 2019, 2020 nou besluit maar dis nou dit. Waar het jou stem geval en jou styl geval? Weer definitief by die groot legende Teens Jordaan. Kyk, ek nog altyd van sy musiek gehou. Ek was nog altyd van seentjie af het ek van Teens Jordaan gehou en Johnny Cash gehou en daai manne. Ja. En maar Teens Jordaan het altyd daai sagte plekjie in my hart gehad. En sy musiek was altyd lekker om te speel om die kampvuur. So ja, ek sal sê my stem het daar in daai rigting ingeval, as ek dit so kan stel. Nou maar lekker om die kampvuur, ons hoop hierdie ene Hou vas word ook lekker om die kampvuur gesing en gespeel. Ek hoop so. En baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre dat jy draai kom maak. Ek sê vir julle baie dankie. Dankie dat julle my genooi het. Dit was 'n groot voorreg en ek sien vir julle binnekort weer. Ja, daar's hy. AJ de Vos, as jy enigstens bietjie wil luister na Hou vas, maak 'n draai sommer daar op YouTube, kyk na die musiekvideo van Hou vas. Nou ja, as ons terugkom in die advertensiebreek, dan gesels ons bietjie oor julle sosiale media terugvoer.